spanning in die Midde-Ooste is beslis. As jy gids neersit, wil boere hulle self begin organiseer, so uit te gaan. Goeiedag en weer lekker om met die boere te gesels en al wat 'n boer wat my kontak het, die een probleem en dit is kostedruk. Die dieselprys het letterlik deur die dak geskiet. Dit lyk of die prys nie baie vinnig gaan afkom nie, want die Brent olieprys bly hier bo die $100 vlak. Die spanning in die Midde-Ooste is beslis steeds aan die gang. Dinge lyk steeds nie gemaklik nie. Maar nou wil ek vir boere daarom 'n bietjie hoop gee. Die kerstegniek is niks anders om te kyk wat die emosie van die mark doen nie. En as ons na hierdie twee kerse kyk, dan kan ons sien hulle het almal sulke lang pitte na boontoe die kers en dit beteken daar is verkopers wat heeltemal bereid is om in hierdie area van die 112, 115, 116 area winste vas te sluit in olie. Met ander woorde wat hulle vir hulle self sê, terwyl die olie sukkel om bo hierdie vlakke te kom, is hulle bereid om winste vas te sluit in daai sterk beweging na boontoe. En ons kan ook dalk sê dat hier is die plek waar die oorlog ten volle verdiskonteer is. Maar waar gaan ons weet dat die ding wil draai? Heel eerste kom ons kyk 'n bietjie na hierdie venster hierso. Ek wil amper sê dit is 'n entjie hiervanaf. Ek gaan vir die boere ook 'n beter vlakkie gee. Ek gaan vir hulle 'n beter vlak gee wat die eerste tekens wys. Maar ek dink ons sal eers sien dat olie regtig onder druk kan kom wanneer hierdie venster na ondersluit en dan sal kostedruk ook begin afneem. Die enigste nadeel altyd met kostedruk is wanneer die olieprys styg en die rand verswak, dan styg pryse vreeslik maklik, maar wanneer die omdraai van dit plaasvind, dan daal die pryse nie so maklik nie. Daarom dink ek verskansing by boere raak 'n al groter posisie wat hulle moet inneem om altyd vooruit te dink, hoe kan hulle koste verskans? Maar kom ons gee hierdie venster eers onder $92.60 gaan ons die eerste teken van regte swakte sien in Brent olie en wanneer hierdie venster sluit by 9158 dan dink ek kan hy omdraai en ja, hier lê nog steeds 'n venster hier onder toe, maar kom ons klou in die eerste sprankie hoop, dis hierdie venster. En dan as ek nou hiervanaf verder gaan en ek sê waar gaan my eerste teken wees dat daar 'n versterking of kom ons sê 'n terugtrek in die olieprys kan wees. Ek gaan daai lyn daar gebruik. Dit is die tendenslyn wat ons kan dophou. Ek wil net daai ene wegvat daar. Daardie tendenslyn lê by hierdie vlak. Daar is hy presies en dit is by $99.66. Mens kan maar sê eerste teken van verswakking gaan hier rondom 100 wees en dan $99.66 en dan natuurlik hierdie venster daar moet sluit. Die ander barometer wat ons ook altyd gebruik om na te kyk is Omnia. Maar Omnia lyk of hulle nog steeds opgaan. Dis die ouens van die kunsmis. Hulle beheer baie van die insetkoste van die boere. En hier wil ek ietsie baie interessants wys. Alhoewel die tendens nog steeds na boontoe is. Kyk 'n bietjie wat gebeur hierso met hierdie laaste klomp kersse wat hier is. Al hierdie kersse, soos by die olie het nou pitte wat na bo uitsteek. Hierdie pitte steek na onder uit en dit beteken hier is elke keer nog kopers vir Omnia as hy hier in die omgewing van R93 kom, R92. So ek wil vir die boere sê as hierdie vlakkie kan begin breek, miskien kan ou dit maar neerskryf want die Omnia grafiek gaan vir jou baie gou sê as kostedruk begin omdraai, dan gaan dit wees onder R92.51. En hier is die 50 dae bewegende gemiddelde. Kyk 'n bietjie, die prys kry elke keer steen daar. Net nou die dag het hierdie naaldekoker kers wat hierso is gewys dat toe hy daai prys behaal van 86.99 was hier skielik baie sterk kopers in hierdie mark om te koop. Maar ek dink vir die boere die goue sleutel lê by hierdie vlakkie en dit is by $92.51. Kom ons kyk 'n bietjie na die kornprys in Amerika. Ons mielieprys het ook 'n bietjie lekker lewe gekry, maar daar is natuurlik nou hier 'n grafiekie wat my pla, is dat hierdie kornprys lyk of hy bietjie onder druk kom, maar dit sê ook vir jou dat daar is miskien goeie oeste
in Amerika, maar ons het 'n probleem. Ons rand is nie baie lekker verskans teen 'n dollar wat sterk word nie, en natuurlik as die olieprys afkom, kan ons onder druk kom, maar as ek nou na hierdie grafiek kyk, dan kan die boere dalk eers 'n bietjie 'n probleem hê, en waar is my eerste gevaarteken dat hy nog verder kan daal, en dit is letterlik, daar's die vlakkie, $439.58, dan kan die kornprys in Amerika nog verder verswak, en dit kan natuurlik die pryse onder druk sit. Maar nou wil ek amper sê, onthou, die boere in Amerika het presies dieselfde probleem as ons, en ons noem dit kostedruk. So moenie dink hulle sit in 'n era waar hulle nie duurder kunsmis en oliepryse betaal nie. Hulle doen dit ook. So ek dink persoonlik hierdie daling wat ons hier sien, gaan nie vir ewig voortduur nie, want as die olieprys redelik hoog bly, mits die olieprys begin terugkom, en as kunsmispryse hoog bly, gaan hierdie prys nie vreeslik kan daal nie, dan gaan hy begin vaskop, maar hou maar hierdie vlakkie dop, en dit is die vlakkie van $439.58. Nou ja, dankie vir die kykers wat die webtuiste besoek, www.fransklerk.com, en ons gesels weer. Ons gesels vandag oor kalk en gips in grond. En verwelkom graag vir Charlie van Skalkwyk. Hy is bemarkingsbestuurder by World Focus Agri. Wat doen kalk en gips in die grond? Charlie, baie welkom hier by ons. Baie dankie. Kom ons begin by gips. Gips is spesifiek om jou, as jou grond baie gekompakteer is gips die beste ding om te kry om hom te laat deurloog. So ons het al gesien dat as jy gips neersit in boorde byvoorbeeld wat 30 cm se water laat deurgaan, gips neergesit deur die druppers en hy het na 'n meter toe gegaan. So dis nou 'n baie maklike beskrywing van wat hy doen. Gekompakteerde grond is baie ander goeders wat jy ook moet doen, maar dit is 'n baie maklike beskrywing. Hy help ook om jou nitrate en goeders soos aluminium te bind en te laat uitloog, sodat jou plant sodat dit nie in die grond is om negatief jou plant te beïnvloed nie. Dan kalk is afhangende van of dit nou dolomities of kalsitiese kalk is. Praat oor kalsitiese kalk is om jou pH te stabiliseer of af te bring at least. Op te bring. Sodat jy op 'n optimale 6.5 pH kan kom. Dis ook 'n kalsiumbron. So jy sit kalsium terug in jou grond. Selfs met gips. Sit kalsium terug in jou grond. Jy het gepraat van pH, verduidelik gou vir ons, wat is dit? So jou pH, dis eintlik, ons praat altyd van pH en as jy jou grondmonsters gedoen het, dan sien jy pH en ons almal weet jy moet jou pH op die regte plek hê, maar dit gaan oor hoeveel waterstof ione is in die grond.
So jou gronddeeltjies het net of jou kleideeltjies het net 'n sekere hoeveelheid plekke wat hy kan voedingsstowwe koppel. En jou plant het nodig om uit te ruil van hom af na hierdie gronddeeltjies toe om daai voedingsstowwe te kry. So wat gebeur is, hy ruil waterstofione, ruil hy uit vir kalium byvoorbeeld. En dan gaan sit daai waterstofion daar. So dan, wanneer jy dan nou 'n klomp jare geboer het, en daar's nou 'n klomp waterstofione uitgeruil, dan sit daar meer waterstofione as wat daar voedingsstof kan wees. So dit beïnvloed ook jou EC, jou conductivity. Wat die kalk doen, is hy kom haal daai waterstofdeeltjie af, en hy vorm of water, of gewone water, of suurstof met hom, en maak weer daai plekke oop. Nou, pH, hoekom is dit belangrik om dit optimaal te kry en ook te hou natuurlik? Wel, ons weet weer eens, ons almal weet, ons moet dit optimaal hê, maar hoekom? So, jou NPK, jou stikstof, kalium en fosfate, word net optimaal opgeneem in daai 6.57 reeks. Nou, daar is ander goeders wat bietjie minder optimaal opgeneem word in dit, goed soos boor. Hy wil 'n baie hoër pH, maar ons het nie baie boor dis belangrik in die plant, maar ons het nie so baie nodig in die plant nie. So dan kan jy jou grootste voedingsstowwe moet die meeste kan opneem. Daai wat soos boor neem nog steeds op, maar teen 'n baie kleiner maat. Wat goed is, want ons het nie so baie nodig in die plant nie. Wat is die werking van spesifiek kalsium in die plant? So kalsium is dis nou wat ons nou saam met die gips in die kalk neersit, seker maak dat dit in die grond is. Nou, kalsium het baie werking, maar een van die grootste werkings wat hy het, is om jou selwand te versterk. So, as jy te min kalsium in jou plant kry, dan kan jou selwande baie makliker gebreek word, of geïnfiltreer is dalk die regte woord, deur 'n patogeen soos 'n virus. So hy versterk. Hy versterk daai selwand. Goed. Charlie, maar jy het nou gepraat oor kalsium. Sover ek weet, speel magnesium ook hier 'n rol as dit kom by goeie verhouding. 100%. So ek het nou gepraat oor kalsitiese kalk, maar dolomitiese kalk is kalsiumkarbonaat en magnesium. So jou kalsium-magnesium verhouding is baie belangrik in die grond, want die een inhibeer die ander een se opname. Daar is ander elemente wat hy ook inhibeer, maar daai twee se verhouding is belangrik. Nou daar's nuwe school of thought wat sê dat daar dalk nie so groot probleem is as jou verhouding uit is nie, solank dit net albei in die grond is. Ons werk nou nie heeltemal daarop nie, ons werk maar nog op die ou denke van dat daai verhouding moet reg wees. En dan nou, daar's nou 'n klompie ander goeders in die grond wat ook moet reg wees, maar ons fokus dan nou op die kalk en die gips. So die kalk spesifiek kalsium-magnesium verhouding is van ons kyk. Maar julle spesialiseer in mikrofyn kalk en gips. Yes. Praat met ons daaroor. So die mikrofyn tradisionele landboukalk is enige iets, se partikelgrootte is enige iets tussen 5 mikron en amper 1 millimeter in deursnee. En dis great, dis hoe ons dit nog altyd toedien, of dis wat ons nog altyd gebruik, so hoe ons dit toedien is, ons laai tonne en tonne langs die land af, en ons strooi dit uit. Ons het gegaan, en ons het die gips gaan binne tussen 5 en 10 mikron groot maak. So wat dit nou maak, is omdat jy so fyn partikelgrootte het, is dit so goed soos om 'n kristal suiker of 'n teelepel suiker in water te gooi. Die teelepel suiker gaan vinniger oplos, want jou oppervlakte, jou kontakoppervlakte is groter.
So dis waartoe ons gegaan het, is om seker te maak dat jou werking in die grond soveel vinniger is. Nou, dit beteken ook dat ons om daai selfe werking te kry, nie daai tonne en tonne hoef saam te ry land toe nie. Hoe vergelyk dit nou met ons tradisionele landboumanier van dinge doen as dit kom by kalk en gips? So, omdat ons dit so fyn maak, kan jy dit nou deur 'n dripperlyn sit. Of jy kan dit uitspuit met jou trekkerspuit. Of waarmee ons nou besig is om dit in die planter voor saam met plante sit, sodat jou plant, sodra hy begin ontkiem, daai kalsium wat nodig is, kan opneem. Maar ook sodat jy daai wortelsone se pH kan regstel, as die pH moet reggestel word, sodat jy jou plant van dag 1 af uit die staanspoor uit kan help om voor te kom. Nou ja, dit gaan alles oor mikrofyn, kalk en gips en Charlie van Skalkwyk van World Focus Agri het vandag met ons daaroor gesels. Sterkte, ek is seker daar's nog heelwat navorsing wat julle graag wil doen en sterkte ook met hierdie toepassing en ek glo baie boere sal die waarde daarvan vinnig besef. Ja, dankie. Dankie. Die Nasionale Wolkwekersvereniging vier vanjaar sy eeufees en ons begin vandag met die eerste van 'n reeks gesprekke oor die organisasie, sy doelwitte en prestasies en die toekoms. Ons eerste gas is Dan Kriek, hy is die hoofbestuurder van die NWKV en ons gesels oor die organisasie se strategiese posisionering en natuurlik 'n paar hoogtepunte van hierdie ryk geskiedenis van die NWKV. Dan, dankie dat julle hier by ons kuier in die ateljee, 100 jaar oud, sjoe, dis daarom 'n groot en belangrike mylpaal. Praat 'n bietjie met ons oor die geskiedenis, waar dit begin het en natuurlik 'n paar hoogtepunte. Môre Lise, en ja, dankie dat ek hier kan wees. 100 jaar is voorwaar 'n mylpaal. As ons dink, merino skape het in Suid-Afrika ingekom 1789. So dis hoe lank die bedryf al opwarm om te wees waar hulle vandag is. En dan het ons 'n lang tydperk gehad voor 1926, dink ek, waar genetika in die land ingekom het. Maar 1926 is die jaar wat wolboere hulle self begin organiseer het. So het 'n grondwet geskryf om dan die stem te wees vir wolboere en om die wolbedryf te beskerm. En dit in 1926 gedoen. In 1929 het hulle dan nou formeel die NWKV gestig. Maar ek dink ons vier 1926, want dit is waar die georganiseerde gedeelte van die NWKV begin het. En dan, ja, dan dit is 'n ryke geskiedenis. Die Springbokkop handelsmerk is in die 1930, dink ek, is dit geregistreer, en dit is iets wat al lank saam met ons kom. Ons dink aan die tye van die wolraad hier in die 40er jare, ons dink die wolboer, so daardie tyd se mense het gedink is belangrik om te kommunikeer, dat die wolboer begin hier in die 40er jare, en dan hier in die 60er jare het die NWKV al gedink, ons moet mense wat 'n besonderse bydrae aan die bedryf maak, moet ons vereer, so die silwer ram en die goue ram toekenning se daar begin, en ja, dit is 'n kleurryke geskiedenis, en ons vier dit dan nou 100 jaar later. Ag, baie geluk. Is dit veilig om te sê dat die NWKV se strategiese rigting, sy visie en sy missie oor die eeu heelwat verander het? Praat met ons daaroor. Ja, nee, definitief. Ek dink daai tydperk tussen 1926 en 1996, dit is omtrent 70 jaar, is gekenmerk deur sentrale beheer. Dit was die wolraad, daar was statutêre heffings, die bedryf is gefinansier deur statutêre heffings wat boere betaal het. Die NWKV het natuurlik deelgeneem aan die wolraad, en dit het die minister geadviseer hoe hy hierdie heffings moes spandeer, en ek dink hier na 96 met deregulering het dinge heeltemal verander. Toe het die finansieringsmodel ook verander. Ons is toe nou oor na 'n vrywillige organisasie. So daar was nie meer heffings nie.
jy's basies in die vrye mark. Die NWKV moes heeltemal verander en sy visie verander. Hulle moes projekfinansiering doen. Dis ook in daardie tyd wat die kommunale wolprojek begin het, waar Willem Goosen so lekker gesels, en ek dink dinge het daar baie verander. Dit is ook die tyd wat sertifisering ingekom het, en volhoubaarheidsstandaarde, waar die verbruiker oor see sekere standaarde sekere vrae begin vra het, van hoe produseer julle wol, is dit eties geproduseer, is dit volhoubaar geproduseer, so dinge het totaal en al verander oor 'n 100 jaar periode. Dan, jy het nou verwys na Willem, ons gaan so 'n bietjie later met hom ook gesels oor ons kommunale boere, maar kom ek en jy staan stil by ons kommersiële produsente. Die NWKV se kommersiële lidmaatskap het oor die jare baie gegroei en natuurlik moes produsente verbeter en aanpas om vandag gesien te word as die wêreld se beste produsente, as ek dit maar so kan sê. Praat met ons oor hierdie ontwikkeling en verandering. Ja, Lise, in hierdie middelste 70 jaar waar ons dan nou piekproduksie gehad het, as ek in die geskiedenis gaan lees, was ons as gevolg van die statutêre heffings, was die lidmaatskap omtrent hier by 25.000. Dit het natuurlik baie afgeneem in die laaste tyd. Dit is wêreldwye verskynsel, ons sien dieselfde in Australië, maar ek dink wat hierdie boere spesiaal gemaak het, is die klasstandaard wat die NWKV van vroeg af neergelê het. En as ons gaan kyk in die wêreld, ons is steeds die bes geklasseerde skeersel. So ek dink dit maak hulle die beste, en dan dink ek hulle aanpasbaarheid. Natuurlik in die moderne era het ons aanpasbaarheid van ons boere gewys, waar die modehuise en verbruikers oor see dan nou gevra het, hoe produseer julle die wol? Is dit volhoubaar in terme van die omgewing? Dierewelsyn, hoe hanteer julle diere, en natuurlik die sosiale aspek, hoe hanteer ons arbeid. En dit het groot veranderinge teweeggebring, en op hierdie stadium is ons skeersel die grootste gesertifiseerde skeersel ter wêreld. Dit gee ons natuurlik 'n ongelooflike voorsprong in die wêreldmark. Wow, dis al wat ek kan sê. Wat is tans die NWKV se strategiese doelwitte, en kom ons kyk ook na die volgende dekade, daar korttermyn? Ja, ek dink produsenteorganisasie se strategiese doelwitte moet wees daar waar hy vir boere geld kan spaar en rand en sent in hulle sakke kan sit. As dit nie dit is nie, dan is die strategiese doelwitte nie belei nie. En ek dink opleiding nog steeds om ons aan die kommersiële kant, om ons produsente voor te berei vir sertifisering, is baie belangrik. En natuurlik ons arbeidsmag, ons sit geweldig baie energie en tyd in om plaaswerkers op te lei, want dit is die dierewelsynsgedeelte, né? Ons lei skeer op, ek dink skeeropleiding sal verseker een van ons strategiese doelwitte bly, en dan ons opleiding in ons kommunale gebiede is ook baie belangrik. Die kommersiële gedeelte en die kommunale deel verskil van mekaar in terme van die opleiding, en waarop ons moet fokus, maar dit sal veral verseker ons fokus bly. Ons moet wolprodusente op hulle plase hou. So die produksieadviesdienste, die skeeropleiding sal belangrik bly, en ek dink, Lise, een strategiese doelwit wat ons miskyk, ons is in die digitale era. So ons moet met boere kan kommunikeer, en dis hoekom ons vandag hier is, en dit is hoekom ons met plaasmedia hande vat, want ons moet op verskillende platforms vir boere vertel, wat is die waardeproposisie wat 'n organisasie, 'n 100 jaar ou organisasie steeds vir hulle bied. So strategiese kommunikasie is absoluut kernbelangrik. Daar is soveel wat gebeur, maar kom ons praat oor spesifieke projekte waaroor jy dalk opgewonde is, waarna ons kan uitsien. Ja, ons is besig met interessante goed. Ek gaan tog 2 uit die kommunale gebiede noem. Ons as kommersiële boere kan na 'n bank toe gaan, en ons kan gaan geld leen, en ons kan ons plase as sekuriteit aanbied. Kommunale boere kan dit nie doen nie. So ons is besig met 'n kommersiële bank om te kyk of ons nie kommersiële finansiering vir kommunale boere kan bewerkstellig nie. Ek dink dit is nog nie gedoen nie, en ons gaan dit doen. En dan is ons met die Vrystaatse Universiteit besig om 'n herderskapsprogram in die kommunale gebiede in te bring, maar ook met met tegnologie by te bring. Want daar is nie drade nie, die plase in kommunale gebiede lyk anders, so ons moet die omgewingsaspekte, hoe om die weiveld te bestuur, moet ons met tegnologie tegnologie aanwend om dit te kan doen. Ek dink dit is
een van die interessante goed daar. En dan in die kommersiële kant. Ek dink, soos hulle sê, the final frontier gaan vir boere nou wees om, as jy kyk na wat die Europese Unie se wetgewing van ons verwys. Ons kan nie meer sê ons regen, ons doen landbou op 'n sekere manier, jy moet dit wetenskaplik kan bewys. So ons is besig om saam met die LNR te werk wat ongelooflike syfers ook amper oor 100 jaar het van veldtoestande in Suid-Afrika en ons soek sekere meetbare eienskappe wat ons dan wetenskaplik kan bewys en dit in sertifisering kan inbring, sodat boere kan, en dit moet repliseerbaar wees, 'n boer moet dit op sy plaas kan doen, want ons moet kan bewys dat ons goed na die omgewing kyk. Boere doen dit, maar dit alleen is nie genoeg nie. En dan nog tegnologie wat ons inbring, ons wolklassers, ek het gesê ons klasstandaarde is eerste klas in die wêreld, ons wil ons klassers oplei, ons wil van hulle springbokkop klassers maak, en dan kom die springbokkop weer na vore, en dan wil ons kan meet hoe hulle 'n skeer sal klasseer, en dan wil ons, wat die Engelse sê, 'n feedback loop, wil ons maak, en ons wil dan gaan kyk waar moet ons fokus met ekstra opleiding. So ek dink dit is van die interessante goed waarmee ons besig is. Laastens miskien die Sustainable Cape Wool Standard. Ons werk baie nou saam met ons industrieliggaam Cape Wools en van ons internasionale vennote wat die NWKV oor jare mee saamgewerk het. Ons hou op die 10de April nou 'n loodsing van die Sustainable Cape Wool Standard en ons gaan die ethical trade Noorwe, Swede, al die Skandinawiese lande, die gaan ons dan nou hierdie Sustainable Cape Wool Standard aan hulle bemark. En wat wil ons daardeur bereik? Ons wil 'n aanvraag vir Suid-Afrikaanse wol skep. So weer eens bemarking van ons wol. Ons werk nie op ons eie nie, jy werk as 'n bedryf saam en alles gaan oor rand en sent in ons boere se sakke. Ja, julle kop is reg. Kom ons praat oor julle jaarkongres. Dis nou in Junie maand en dit val nou saam met julle 100ste bestaanjaar, so dit gaan nou ook 'n groot feesviering wees. Wat kan kongresgangers verwag en waar is die program beskikbaar? Waar is meer inligting beskikbaar om jy af te sluit? Ja. So na 100 jaar dink ek moet jy 'n spesiale kongres hou. So ons gaan probeer om dit reg te kry. En ons wil graag, dit gaan altyd oor die boere, né? So ons wil die produsente daar hê, ons kommersiële produsente en ons kommunale produsente. Ons het net een dag tyd om dit in te doen en ons gaan behalwe die normale en die gassprekers en so aan, wil ek graag hê die boere moet besluite neem vir die volgende 100 jaar. En ons gaan 3 sessies hê, een oor die ontwikkelingsagenda, want daar is nog soveel potensiaal in ons kommunale gebiede. Ons het nog nie naaste by die potensiaal ontsluit wat ons graag wil nie. So ek dink dit gaan definitief 'n fokuspunt vir ons wees. Dan die herlewingslandbou, weer eens, wat moet boere doen, waartoe wys die navorsingsfonds? Ons gaan saam met mense soos Dr. James Blighnout, wat hierdie nuwe navorsing oor die koolstof siklus op 'n plaas, wat het ons nodig van boere om daai navorsing te versterk en aan deel te neem. En dan die laaste sessie, dink na speerbaarheid is nog 'n belangrike tema. Na speerbaarheid saam met biosekuriteit gaan ons laaste tema wees en ons gaan ook iets interessants doen daar by die kongres. Ons gaan 'n wolbal inscan en dan vir die mense wys hoe werk na speerbaarheid. Ons is so ver gevorder dat die verbruiker oor see kan die wol terugvat tot op die plaas waar hy geproduseer is. En dan wil ek hê die boere moet besluite neem. Ons kan nie net 'n konferensie hou, dan het ons almal net lekker gepraat en geluister, maar die boere moet besluite neem. So ek sal graag uit daai 3 sessies 3 besluite vir die toekoms wil hê. 'n Standpunt wat die NWKV stel na 100 jaar en amper vir hulle sê, na 100 jaar is ons nou nog hier en vir die volgende 100 jaar gaan ons nog hier wees en dis wat ons gaan doen. En Dan, jy het ons nie gesê waar kan ons meer inligting kry nie. Ja, Lise, strategiese kommunikasie is natuurlik ons belangrik, so die media gaan daar wees. Plaas Media is ons hoofmedia vernoot, so daar gaan 'n volle produksiespan wees. Mense kan die sosiale media dophou, al ons platforms vir ons is, hou die nuus dop, ons gaan vir julle alles wys en vertel wat daar gebeur op daardie kongres, want ons wil graag daardie boodskap die wye wêreld instuur. En julle webtuiste is ook seker 'n alternatief as iemand meer inligting oor julle benodig. nwga.co.za. Dis korrek. En dan ons Facebook bladsy en kyk uit hierdie jaar, die Eeufees is 'n jaarprojek. Ons gaan ook op ander platforms wees,
So hou vir ons dop in die media. Nou ja, baie geluk met julle 100ste bestaanjaar en ons het vandag gesels met Dan Kriek van die NWKV en onthou om ook uit te kyk vir ons gesprek met Willem oor ons kommunale boere en die ondersteuning wat die NWKV ook vir hulle gee.